Goeiemorgen, dit is vrijdagochtend, die 3 Oktober 2025 en ek groet julle hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Nou die afgelope week het ons elke oggend gepraat rondom die regeringssake en die feit dat dit eintlik hulle is wat van hoogverraad aangekla behoort te word. En dan hulle geweldige klomp korrupsie wat hulle gepleeg het. En toe is Nathi Mthethwa daar uit 'n verdieping uitgegooi in 22ste verdieping van die Hilton Hotel in Parys. Nou ja, interessant ook, dis altyd die duurste, beste hotelle en 22ste vloer is waarskynlik een van die beter akkommodasie, penthouses as wat jy wil. Maar aan die hand van wat gesê was voor 94, deur sekere van ons leiers wil ek vanoggend 'n oomblik stil staan by. En heel eerste wil ek dan vir julle wys hierdie stukkie wat oud-president P.W. Botha gesê het, en ongelukkig is die lyntjie waar sy naam verskyn, is nou net afgesny, maar hy het gesê swart mense kan hulle self nie regeer nie, want hulle het nie die kennis en die vermoë, die kapasiteit om hulle self te regeer nie. Hy sê dan ook as jy vir hulle mag gee, sal hulle die regering se geld steel. As jy vir hulle onafhanklikheid en demokrasie gee, dan sal hulle dit gebruik om tribalism, met ander woorde, wat noem hulle die ding, faksiegevegte uit te lok, dan sal dan nou ethnicity, dan 'n mooi woord dwepery, haat en moorde en oorlog sal plaasvind. Ek wil 'n oomblik daarby stil staan, en as ons kyk na die kwessie van die dwepery, die bigotry, die haatheid en die killings, moorde en oorlog. As ons kyk na die dwepery, staan dit ook vir skynheiligheid. En dit kan ons regdeur koppel aan die feit dat alles wat hulle verkeerd doen voor die deur van die blanke gegooi word. Voor die deur van apartheid en kolonialisme gegooi word. Hulle houdings wat hulle uitstraal na buite, die skynheiligheid wat hulle voorhou as goeie en regverdige leiers, terwyl die teenoorgestelde eintlik waar is en hulle alles in hulle vermoë doen om eintlik die land se mense te lieg en te bedrieg. As ons kyk na die aanhitsing van haat, die verspreiding daarvan, dit ook tussen verskillende etniese groeperings, en dan die blame wat hulle altyd lê en alle skuld wat hulle by iemand pak, daardie haat is 'n baie gevaarlike ding. En as ons dan kyk na die feit dat daar ongeveer 80 moorde 'n dag gepleeg word, en baie van hulle is politieke moorde wat plaasvind, dis mense wat vletjiesblassers geraak het wat vermoor word, dis politieke opponente wat vermoor word, en al hoe meer sien ons asof moorde net 'n alledaagse ding is. Maar eintlik was ons daarteen gewaarsku dat dit sal gebeur indien hulle onafhanklikheid en selfregering sou kry. Nou as ons na die heel laaste stukkie gaan kyk, oorlog, dan is dit duidelik, ons praat van anargie, faksiegevegte, volksmoord en burgeroorlog. En dit, mense, is waarheen ons op pad is. Dr. Verwoerd het dan gesê, in a multicultural society where power must eventually be transferred into the hands of the numerically stronger Bantu, not only whites, but also coloreds and Indians will go under.
over time, even the Bantu masses will not benefit because on the strength of what has happened elsewhere in Africa, it must be taken into consideration that South Africa will develop into an autocracy or dictatorship on account of the lack of ability to manage a complicated administration. The country will be economically destroyed and end in chaos for everyone. Dit is daar gesê deur Dr. Verwoerd destyds. So daar's nog aanhalings uit daardie tyd uit van ou Afrikaner leiers met baie ondervinding in Afrika wat hy dan ook van hulle af sê. Maar ek wil 'n laaste ene stil staan net by wat het Nelson Mandela self gesê en dan wil ek veral die onderste gedeelte. If the ANC does to you what the apartheid government did to you, then you must do to the ANC what you did to the apartheid government. Nou ons weet dat hulle nou baie slegter vaar, baie meer moorde, baie meer geweld, agteruitgang. Inteendeel ervaar hulle nou baie meer slegte goed as wat hulle ooit in die tyd van apartheid en kolonialisme ervaar het in Suid-Afrika. Maar steeds doen die massas niks daaromtrent nie en stem hulle nog steeds vir die ANC. Daar is mense wat hoopvol is dat by die volgende verkiesing dinge gaan verander. En tog dink ek nie dit gaan gebeur nie. En wanneer ons by die punt gaan kom waar hulle moet mag oorhandig, gaan hulle dit ook nie doen nie. En dan sit ons in 'n burgeroorlog situasie. Maar dan tong in die kies, wie moet geblameer word vir alles. Dan is dit nou hierdie foto, hierdie suspicieuse foto, suspicious image of Jan van Riebeeck leaving the Hilton Hotel in Paris. Ek dink dis nogal baie fyn opgevat. Maar dan kyk ons 'n bietjie en ons sien dat interessant die geskorste Tembisa Hospitaal CEO, Dr. Ashley Mutunzini, has reportedly passed away. His death didn't get much attention last year, but now all these bodies around the corruption, something is off. Dan 'n verdere ene. Hierdie lees dis die Skuselo Diko, who was exposed by whistleblower Babita Deokaram for getting a PPE tender worth 109 million at Tembisa Hospital under her husband's company. After that, she was assassinated. Weer eens die hoof van die hospitaal onverklaarbaar dood. Die een wat die fluitjie blaas oor wananwending van geld, dood. En dan baie interessant, iets wat ek gisteroggend oor gesinspeel het, oor het Nathi met Tetwa het hy gespring, of is hy gestoot, en hierdie persoon maak 'n opwerking, wat ek dink baie naby aan die waarheid is. Nathi met Tetwa is assassinated by state security intelligence to hide Ramaphosa's criminality. En mense daarby volstaan ek vir hierdie Vrydagoggend, ek dink daar's baie om aan te dink en oor te kou vir die naweek wat voorlê, maar dit is baie duidelik vir my dat dit is gesien deur mense wat geweet het, voorsien deur mense wat dit ervaar het. Net soos wat baie van ons oor 'n sekere ouderdom dit ervaar het en beleef het, dit wat gesê is. En nou sien ons dit in die praktyk uitspeel. En weer eens sal ons nooit die waarheid rondom Nathi met Tetwa weet nie. Nooit sal die waarheid by ons uitkom nie
en ons media sal mildelik bydra en help om 'n vals narratief na die mense te bring. Ons is op pad na 'n plek waar ons nie wil wees nie. Al wat nog hierdie land staande hou, is die mate van resilience tussen die mense in die bevolking, die wil om te oorleef, die wil om te kan voortbestaan en in die hoop dat daar oplossings is. Maar elke dag sien ons dat daar minder en minder oplossings is vir 'n probleem wat al groter word in Suid-Afrika. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie, geniet die naweek en ek praat dan weer maandagoggend met julle. Mooi loop, lekker dag.